Goeiemiddag, beloveds. Wat 'n voorreg is dit weer om u te groet op hierdie blad via Apostolic Voice. Altyd 'n groot voorreg om met u te praat, raak in die geestestoestand. Dit is maandag, kan jy glo dat 'n nuwe week het begin? Elkeen se week het maar uniek begin, elkeen het maar sy eie ervaring rondom sy week, hoe dit begin, en selfs sy eie ervaring oor hoe dit eindig. Ons is nou hier in maandag, dit is alweer die 20ste, ek dink, vandag is daar mense wat verjaarsdag vier, daar is ook mense wie geliefde aan die dood afgestaan het op hierdie spesifieke dag. Maar ek wil spesifiek vandag gebruik maak van hierdie geleentheid om 3 mense uit te sonder vandag die vandag verjaar. Dit is my suster se oudste seun, Jean-Pierre. Hy verjaar vandag. Hy vier vandag sy verjaarsdag. Wil aan hom baie sterkte toewens op hierdie nuwe lewensjaar. Genade het hom tot dusver gebring. Was baie jong, dink ek by 4-5 jaar oud, was hy 'n groot motorongeluk. Die Here het hom gespaar, dat hy nog vandag weer eens 'n verjaarsdag kan vier. So, Jean-Pierre, ek wil hê jy moet hierdie dag geniet en nooit vergeet dat die Here altyd jou herder moet wees nie. Dan ook die 2 vriende, se tweeling, Kobus en John Brooks, hulle verjaar ook vandag. Het is my gebed dat die Here hulle ook sal seën in hierdie lewensjaar, dat die Here op hulle ook kragtig sal deurkom in alles wat hulle in hulle lewensjaar beplan. Dan wil ek vandag hulle wie geliefdes uit die dood afgestaan het, sê dat die Here is met u. Die Here sal u nooit verlaat nie. Terloop sê die woord van die Here, hy sal ons nooit begewe of hy sal ons nooit verlaat nie. Hierdie God wat ons dien en ontken, is 'n God wat sy woord hou, en so wil ek julle sterkte toewens, selfs met die begrafnisreëlings wat julle nou nog moet aanpak en so aan. Mense op die huweliksherdenking vier, die is tot dusver geseënd met die huwelik. My gebed dat die Here u huwelik verder in hierdie jare wat sal kom sal seën, en mag die Here u goed en guns bewys, selfs in die loop van hierdie jaar, en die huwelik seën, dat hy sal staan teen elke storm, teen elke aanval, en teen elke, jy weet, inmenging van wat ook al. So ek wil vandag praat baie kortliks oor die genade van die Here wat vir ons geliefd is. Romeine 6 vers 14 sê Paulus die volgende, hy sê, die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. En die rede hoekom ek Paulus se naam aanhaal, is dat die Here hom magtig gebruik het om 90% van die kerke, van die kerke in die Nuwe Testament te begin, maar ook om 90% van die boeke te skryf wat in die Nuwe Testament voorkom. En dis waarom het so belangrik is om erkenning te gee aan hom wie deur God gebruik was om ons te leer en te skool. En dis waarom ek hierdie aanhaling maak, deur om te sê dat Paulus was wat hierdie ding geskryf het. Maar kom ons veral dus vir argument sal Paulus se naam uit die scenario en ons sê dit is Jesus Christus wat hierdie boodskap aan ons wil gee. Dis waarom ons kan sê dat die sonde, sê die Here, moet nie meer
baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. 2 Petrus 3 vanaf vers 18 sê die Here die volgende, hy sê, sorg dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van die Here en Verlosser soos Jesus Christus. En dan kan ons verder gaan hier in die tweede boek van Korintiërs, die 9de hoofstuk en die 8ste vers, sê die Here die volgende, hy sê, God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd aan alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Geliefdes, ons is bevoorreg dat selfs, weet jy, die skrif is baie duidelik wanneer hy sê dat die genade van die Here, dit is vir ons genoeg. Selfs al het ons nie alles nie, selfs al kan ons nie alles bekom nie, selfs al gaan ons deur moeilike tye en ons gaan deur probleme en ons gaan deur stryde en ons gaan deur al hierdie goed wat ons in lewe onseer, kan ons terugkom en sê, Here, dankie dat u genade vir ons genoeg is. J. Oswald Sanders, hy sê die volgende, die hemelse belonings is alles 'n kwessie van God se genade. Kom ek lees daai weer. Hy sê die Here se belonings in alles is alles 'n kwessie van God se genade. Hy sê hulle is God se milddadige erkenning van onbaatsigtige en offervaardige diens. Ek wil hierdie gedeelte weer oorlees. En ek wil hê, jy moet dit mooi hoor. Dit is nou J. Oswald Sanders wat hierdie pragtige gedeelte skryf. Hy gee sy eie beskrywing hier en hy sê die hemelse belonings is alles 'n kwessie van God se genade. Hulle is God se milddadige erkenning van onbaatsigtige en offervaardige diens. Geliefdes, ons kan net aan die Here eer gee vir dit wat die Here vir ons doen. Dat ja, sy genade is vir ons genoeg. Ons kan absoluut niks doen omtrent dit nie. Hy gee aan ons sy liefde. Hy gee aan ons sy blydskap. Hy gee aan ons sy hulp. En weet jy wat? As Dawid hierdie Psalm skryf, dat sy my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons kan sonder die Here absoluut niks doen nie. Ons is inderdaad ook niks sonder die Here nie. Dit waarom het so belangrik is, geliefdes, om altyd deur erkenning te gee aan hierdie God, om te dien in sy krag van sy opstanding en altyd erkenning en toewyding aan hom gee. Die woord van die Here is hier in die eerste boek van Korintiërs 15 vers 10 so duidelik. Hy sê deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Niks omtrent u is te vergeefs nie. Al gaan nie ook deur wat, niks omtrent u is te vergeefs nie, want die genade van die Here is oorvloedig in u lewe. Geliefdes, mag hierdie dag vir u baie krag inhou. Mag hierdie dag vir u deurslaggewend wees in alles wat u doen. Ja, ons wil altyd maar net die klem plaas op dit wat die Here vir ons doen. Ons wil altyd die klem plaas op die oorwinnings wat ons het. Ons wil altyd die klem plaas op die deur ons wil die klem plaas oor dit wat die Here ons gedoen het.
goed, jy weet, maar ons sit nooit die klem op wanneer daar niks gebeur. Ons sit nooit die klem op wanneer die Here nooit iets sê nie. Ons sit nooit die klem op wanneer die Here by ons nie deurkom volgens wat ons van hom verwag het nie. Ons moet altyd deur erkenning gee aan die Here, of hy nog vir ons deurkom en of hy nog nie vir ons deurkom nie, dat die genade van die Here, dit bly vir ons genoeg. En ons sal nooit kan, jy weet, ons sal nooit die Here kan terugbetaal vir dit wat hy aan vir ons doen nie. So ons moet die Here lof en eer en aanbidding gee, want hy kom dit doen. Geliefdes, dit is my woord van vandag. Moet jy dat vergeet, kom ons bid vir mekaar. Ons dra mekaar se laste. Daar is iemand, jy weet, die weer wat ons heiliglik nou ervaar is giere weer. Dit mag koud wees, dit is uitermate. Gister het ons self kaggel gemaak, so koud was dit gewees. So as daar iemand is wat vandag by u kom aanklop vir 'n kombersie of 'n, jy weet, warm dingetjie om aan te trek, moenie huiwer om te gee nie. Want weet jy wat, so help ons hierdie werk van God ligter, maak hierdie evangelie baie lekkerder, want weet jy wat, nou kan ons ook die persoon woord gee, wat sê, luister jy, omdat die Here vir my omgee, kan ek ook vir u guns bewys. So kom ons wees paraat en ons dink aan ons medemens, wie miskien nie alles het nie. Mag die Here ons seën, en mag die Here sy woord aan ons harte waar maak. Genade van die Here, dit is ons, die Here seën u. Mooi dag verder.